Goeiemôre, ek is Jimmy Meyer. Ek het die vorige keer gepraat oor wedergeboorte en toe het ek ook gesê dat die oomblik wat jy wedergebore is, raak jy betrokke met 'n oorlog. Daarom wil ek vandag praat oor die wapenrusting van God. Dit kry jy in Efesiërs 6 vers 10 tot 12. Hy sê eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ag Here, ons bid net dat U vir ons hierdie woord sal oopbreek en ons, U Gees se teenwoordigheid hierso. Amen. Die ding waaroor dit gaan is, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En dit, die enigste manier wat ons kan kragtig word in die Here en die krag van sy sterkte, is in gehoorsaamheid. Dit is ook hoekom Abraham die vader van geloof genoem is, want hy was bereid om gehoorsaam te wees van die begin af. So die skrif sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Nou die eerste keer dat ek met hierdie owerhede en dinge die mekaar geraak het van die bose, was, ek het nog 'n boer op daai oomblik en ons het 'n nuwe stoor gebou, en ons het nie blyplek vir ons werksmense gehad nie, toe bly hulle in die stoor. En ek kon snags hoor hoe daai mense gil oor goed wat hulle vasdruk en hulle wurg in die nag, en ek het daar besef dat daar is goed wat in die geestelike riem werk wat ek nie geken het, en dit was 'n nuwe stoor, daar is nog nie iemand dood nie, en so dit was nie goed wat daar was nie, dit is goed wat die mense saam met hulle daar aangebring het. Volgende keer wat ons weer daarmee te doen gekry het, was toe ons in Mosambiek was, het ek 'n kerke gebou en ek het 'n span bouers gehad wat vir my gebou het, en op 'n call het ons 'n verskil gehad oor pryse en goed, hulle wou meer gehad het as wat ek kon betaal, en hulle was vies vir my en ek was vies vir hulle, en ek ry toe van my huis af weg nadat ons klaar gepraat het, en my vrou bly daar agter, en die volgende oomblik toe die ou huisie wat ons ingebly het, hy het nie 'n ceiling in die dak gehad, hy het net 'n plaat opgehad, maar die ou plaat was ook maar nie, daar was openinge, omdat dit ronde houtbalke was, en die volgende oomblik kom daar 'n swerm bye bo by daai dak in, en die hele huis is vol bye, en my vrou hardloop uit, en toe sien sy dat daar is met kalk, is daar 'n kring reg rondom die huis gegooi, en dit is of die gees vir haar sê, breek daai kring en bid Jesus se bloed, en die Here se beskerming oor haar. En die volgende oomblik is daai swerm bye net weer so uitgetrek uit die huis uit. 'n volgende keer wat ek weer met dit te doen gehad het, was een nag het ons het 'n uitreik gehad in Swaziland, en toe teruggekom, ons is nou moeg, die dag gery, en ek kom terug op Riemvasmark, waar ek my mense afgelei het, en ons het 'n kerkhuis daar, so, maar ek is so moeg, ek het net die bakkie ingetrek in die erf in, nie eers die hek toegemaak nie, in die huis, die deur nog oopgelos, op die bed gaan lê, en ek het vas in die slaap geraak. En hier ergens op 'n kol in die nag raak ek wakker, maar toe ek wakker raak, toe is ek bewus van 'n ontsettende boosheid
wat se teenwoordigheid, en ek het dadelik begin bid, en die Here se bloed oor my begin bid, en gebid het vir die Here se beskerming, en sy hand oor my, en ek het 'n perd verskriklik oorrinnik, en ek gaan toe uit, ek sien toe niks fout nie, ek maak die hek toe, ek sluit die deur, en ek gaan slaap. Die volgende oggend, toe sê die buurvrou langs my, daar was 'n perd agter in hulle erf vasgemaak gewees, en iemand het in die nag gekom, binne die perd was in die draad tussen die twee huise vasgemaak, en iemand het binne in die erf ingekom, en moes miskien by my in die huis ook gewees het, ek weet nie, maar het binne in die erf opgestap, en die halter en die toom en die goed van die perd se kop afgesteel, en dis hoekom die perd so begin herinner het. En daar het ek ook maar net gesien, hoe dat die Here ons beskerm en bewaar, en ek kon niks agterkom wat by my gesteel is, of iets nie. So, ons sit met die realiteit van bose geeste en al die dinge, en die duiwelse magte, maar ons God is 'n almagtige God, en dis hoekom hy ons waarsku teen hierdie goed, en dit is hoekom ons nie kan bekostig dat daar skeiding kom tussen ons en die Here nie, en dat ons ingestel is en kan hoor presies wat die Here vir ons sê, en binne in dit het ons het net oor jare al hoeveel keer ervaar, dat die Here ons beskerm en bewaar, en dat hy sy hand oor ons hou, en dit is net te fantasties om die Here te dien. Baie dankie.